Hoe om 'n proefontwerp met proeflyne vir 'n land op te stel. Ons voorskrifkaart is gereed, maar om kunsmis slegs volgens hierdie kaart toe te dien, wys nie hoe ons aksies die opbrengs beïnvloed nie. Om die effek werklik te verstaan het ons 'n meer insiggewende benadering nodig. Dit is waar OneSoul se proeffunksie inkom. Om proeflyne op te stel, moet jy die proefafdeling aktiveer, wanneer jy 'n voorskrifkaart skep of wysig. Wanneer jy by die proefstap kom, ontleed OneSoul se algoritme die verspreiding van produktiwiteit oor jou land en identifiseer beide hoë en lae produktiwiteitszones. Daarna bepaal dit die optimale areas om proeflyne te plaas vir akkurate vergelykings. Hierdie stap is werklik noodsaaklik vir die insameling van betroubare data. Dit is belangrik om die rigting van die masjinerie korrek aan te dui, aangesien dit die akkuraatheid van jou proefresultate beïnvloed. Nou kan ons praat oor hoe om die aantal proeflyne te kies. As jy net een proeflyn gebruik, sal dit die standaard toediening in beide hoë en lae produktiwiteitszones toepas. Maar vir 'n meer omvattende ontleding word dit aanbeveel om 2 proeflyne te gebruik. In hoë produktiwiteitszones moet jy beide die standaard en lae toediening gebruik. In medium produktiwiteitszones gebruik hoë en lae toedienings en in lae produktiwiteitszones gebruik die standaard en hoë toedienings. Deur 2 proeflyne te gebruik, kan jy die doeltreffendheid van veranderlike toediening oor alle zones evalueer. Hierdie benadering help om die optimale toediening vir elke spesifieke area te bepaal. Kies vervolgens die rigting van jou proeflyne. Die proeflyne word outomaties loodreg op die rigting van die masjinerie georiënteer, wat die ontleding baie makliker maak. Proeflyne kan ook parallel met die masjinerie rigting wees, indien hulle terselfdertyd geoes word met 'n behoorlik gekalibreerde stroper. Goed, kom ons stel nou die breedte van die proeflyne in. Die toep gebruik outomaties 100 meter, maar die breedte kan met plus of minus 10 meter verander, afhangend van hoe die land se produktiwiteit versprei is. Maak seker dat elke proeflyn minstens 70 meter wyd is om enige vertragings in die masjinerie se toedieningsveranderinge in ag te neem. As jou toerusting egter toedienings onmiddellik kan verander, kan jy die breedte soos nodig verminder. Die algoritme verseker dat die proeflyne in die mees homogene areas binne elke bestuursone geplaas word. Om die kaart uit te voer, klik eenvoudig op die Export Map, kies die gewenste formaat, laai dit af en laai dit op na jou masjinerie. Vir John Deere Operations Center gebruikers is die oordrag van 'n veranderlike toedieningskaart besonder maklik. Nou is dit tyd om die lande in te vaar en jou operasionele take uit te voer. Moenie vergeet om die opbrengskaart op OneSoul te laai sodra jy klaar geoes het nie. Sodoende kan die resultate op die toep ontleed word. Is jy gereed om jou opbrengste te optimaliseer? Begin vandag om proeflyne met OneSoul te bou.